Hy sit hier op ons geel bank een robots en lyk soos 'n avonturier reg vir die pad. Waartoe gaan jy vanoggend? Jy lyk of jy reg is om iewers te gaan. Ja, kyk, ek's eintlik op die pad. Ons doen musiek. Ja. In die nagte en dan is dit 'n konsert of 'n ding in die aand en dan verloor jy hierdie hele ding van opstaan en perfek lyk, jy weet jy. Dis soos as jy op jou trek is, Ja. so 'n trek. Het jy nie weer iewers langs die pad in jou, is dit jou Land Rover Land Rover, gestap? ja. Ja, want dit doen jy gereeld. Ja, Agter by 'n kyk, volstasie. hy's nou op 970.000 kilometer, so hy kyk na die miljoen. So elke nou en dan moet 'n ouma iets insit of vasmaak of so. Dit is maar met die ouderdom, maar hy loop, hy lekker. Hy's net nie vinnig nie. Seker maar bietjie soos jy. Jy loop ook nie meer so vinnig nie, Ja. maar jy loop en daar's baie dinge wat jy nou aanpak, onder andere hierdie wonderlike boek Nomad Heart, 'n biografie wat jy geskryf het, vol anekdotes oor jou grootwordjare daar in die Ooskaap. So kort oorsig vir ons daaroor. Kyk, ek het altyd geskryf. My hele lewe lank skryf ek. Ek was op St Andrews College in Graamsstad en daar het ek begin met wonderlike Engelse meesters. Chum Sutherland, John Axe. Hulle het dinge soos die Beatles, Sgt. Pepper's vir ons gegee as, jy weet, ons moet dit ontleed en uitwerk in die klas. Dis nou in die late 60s. So skryf het ek gedoen in die army, het ek 'n toneelteks geskryf op my Comsen masjien vir seiners. Ons was seiners op manoeuvres daardoor aan die kant Brits. Dan elke dag skryf ek 'n toneelstuk. En so hierdie boek is maar net 'n het daar uitgevolg. Ja. Maar jy het jou eerste drama geskryf toe jy 10 jaar oud was, saam met jou neef Dan. Ja, ek en my kan neef jy Dan. nog onthou waaroor daai drama gegaan het? Ja, dit was 'n speurdersverhaal. Ons het een ou Pietjie Saadie gekry om die speurder te speel, you know, Dr. Clouseau tipe. Maar dit was 'n ernstige speurderstorie en ons het hom opgevoer vir die skool, St Andrews College. 'n preparatory school. En die hoof was Griff Mullins, wat crazy was oor drama. Nee. Wow. Dan maak hy die saal oop elke Saterdag, dan kan jy daar gaan optree as jy wil. Ja. Toe skryf ons die ding. Nou daar's net 2 name behalwe een wat mense jou aan ken, dink ek, en dis Boet en Sloet. Boet en Sloet. Boet en Sloet. Pretty accurate, ja. Hoe het dit jou lewe, ek wil nie sê geshape nie, maar gerig, want jy probeer ook maar baie hard om 'n diverse akteur en 'n mediamens te bly. Kyk, mense kan getypecast raak en dan is jy maar net dit. Maar ek dink ook 'n akteur en in algemeen 'n mens wat optree, het 'n sekere tipe ding wat goed by hom pas of sy pas. En as jy nou toe ons jong akteurs was ons so verset op die ding dat ons enige rol kan speel. Ons kan 'n vrou speel. Ons kan 'n skilpad speel. Anders. Dit was ons begeerte, maar met tyd dan sien jy nee, jy's nou nie so goed om 'n skilpad te speel nie. So jy begin ingaan op waar jy regtig iets kan beteken vir die produk, vir die movie, vir die toneelstuk, vir die Maar hoe het dit gebeur dat 'n Engelsman 'n rol soos Sloet gekry het in Arende? Ja, luister, as dit baie tyd gehad het, kon ek jou sê, maar daar was baie magic betrokke. Ek bedoel dit regtig. Dit was asof ek beteken was om met hierdie weird omstandighede moet uitstap met 'n rol so Sloet. Die ding is, Trix Pienaar, die aktrise, het vir my gesê, ja, het jy gehoor van die nuwe TV-reeks wat hulle gaan skiet? Dit gaan oor die gevangenes op die eiland, bla. En daar's 'n rol daarin. Paul Sivent het dit geskryf vir die karakter en ek dink toe weet ek niks van die ding. Toe doen ek American Buffalo by die Baxter Theater, okay? My alles is in teater. Dit is waar ons regtig gedink het die drama is. En een aand kom ek van die verhoog af en in die bar van die Baxter, ek dink hy bestaan nie eens meer nie, want dit is nie woke genoeg om 'n bar te hê by 'n teater nie. Nou ons het nou die baie tyd nie, so ons moet nou so 'n bietjie. Okay, so Dirk wil sê vir my, luister, ek kom nou net van die groot koppe vir die SAK sê jy moet 'n egte boerseun gebruik vir die hoofrol. Maar hulle is ek kan nie die taal gebruik wat hy gebruik het. Ek dink jy moet die rol speel. Toe sê ek vir hom, Dirk is baie nice, baie dankie, maar kyk hierso, daar's een probleem en my kop is kaal geskeur. Met net 'n ry hierso. Hy sê, ag, dis niks. Haal sy sakdoek uit en hy knoop hom 4 keer.
Nou is daar so 'n crowd wat gegather in die bar en hy sit op my kop en sê, Sloetsteenkamp. Daar is dit, Sloetsteenkamp. Storieverteller ook nog van formaat. Ek gesels verder met Ian Roberts. Ian, jy het nou baie draaie geloop, skrywer, digter, musikant, sanger en daarom weer terug op die televisie in Appels en Tee op Kyknet. Het jy die rol geniet? Baie. Die hele movie is geskryf deur vrouens. Die regisseur was 'n vrou, camera lady was 'n vrou. Jou wêreld. En ek het gedink hulle aspek wat kyk na drama, het is verskillend. Jy weet hulle die emosies wat hulle kies om uit te bring is nie soos mans teksskrywers nie. En daarom was dit vir my so vars. Ek wil jou iets vra want ek onthou nou iewers in 'n onderhoud het jy gesê jy raak bewoe of jy stort 'n traan wanneer vroue presteer soos die Protea cricketspan of Zoulaspan. En nou is dit vir my interessant dat jy hierdie reeks wat daar net vroue in beheer was so geniet het. Ja, ek het baie. Hoekom is dit so? Hoekom stort jy 'n traan as vroue presteer? Ek weet nie. Daar's iets vir my in 'n vrou wat as sy stry, as sy veg vir 'n ding wat my raak. En dit emosioneel stuur my. Ek raak opgewonde en ek hou baie daarvan. En dit bring trane in my oë baie keer. So Zoulaspan se eerste ding het ek hallo, you know. Ja. Hierdie skraal ding wat so hardloop. Amazing. Ja. As jy die produksieproses wat jy nou ervaar het, Appels en Tee met Arende destyds vergelyk, hoe is dit vir jou anders? Behalwe nou die vroue wat hulle eie besondere aspekte bring. Ja, kyk, Paul Venter se tekste vir Arende was vir my briljant. En die karakters wat hy geskep het 'n akteur die kans gegee om regtig te kan in 'n karakter inkom. Ja, dit is nie altyd die saak nie. Partykeer was dit nie so nie. So hy alles kom van hy teks af. En dan die aria wat Dirk de Villiers gesê het, die SAIK het van hom gesê hy moet skiet in die ateljee in Auckland Park. Toe pak hy sy aktetas so en hy sê, meneere, ons het niks verder om te sê nie, ons loop. Toe roep hulle hom terug. Toe sê hy, ons skiet op Pringle Bay, buite, waar Sint Helena geskep kon word, jy weet. So, dis dankie aan hom, dat hy gesê het, ek weier om in 'n ateljee hierdie storie te vertel. Dat ons die kans gekry het om te kan hardloop in die ope, dat jou voete teen klippe stamp en so. En jy weet, dan weet jy, die wêreld is so. Ja. En daai ervaring van skiet in die natuur, glo ek bring ook iets baie spesiaal na die speld en ek weet dis vir jou baie belangrik. Hoorie, dankie dat jy vandag hier op die geel bank is. Ek los jou in Davie en Leon se bekwame hande en ek weet hulle gaan ook graag met jou wil musiek maak. Het is my so groot voorreg om te gesels met Ian Roberts vanoggend en ek wil met jou spesifiek 'n bietjie musiekstories praat. Ja. Oor die Radio Kalahari Orkees. Hoe dit begin? Dis eintlik maar wat ek kom ons begin daar. Ons begin by die begin daar van Radio Kalahari Orkees. Ja, kyk, is 'n bietjie van 'n grap. Soos my loopbaan basies. Ja, dis meeste dinge is grappe op die ou end, maar wat gebeur het is ons is gefire deur Kestrel. Ja. 'n Boetenswaar in Mogai. En toe my neef word gevra deur Irving Schlossberg, die boerejood, die hoof van EMI destyds, ja. Om 'n movie te maak van 'n song wat hy geskryf het, The Crying Shame. Okay. En toe het Danny iemand om dit te sing nie, toe kom ons in en ons doen dit. Ek en Norman sing baie goed. Ja. Fats het 'n fly whisk gebruik as 'n koning, jy weet, en toe doen ons hierdie movie. En toe hou Irving Schlossberg daarvan en hy sê hy soek 'n CD. Maak 'n plaat. Ja. Rian Malan, Dan Roberts begin skryf. En ons maak hom. Ja. En nou is dit 20 jaar down the road, ja. En jy's met julle 'n verskriklike unieke, wil amper sê die klank wat julle bring binne. Daar's herkenbare elemente daaraan, maar daar's iets vir my, dis amper asof dit aards is. Dis onopgesmik. Dis net lekker. Het is interessant dat jy so voel, regtig, want ons doen wat ons lief is voor. Dan het 'n Ierse agtergrond en Rian het 'n Afrikaanse agtergrond en ek het 'n African agtergrond. So jy die drie forces wat by mekaar kom. En ek dink die musiek, sy ritmes en dinge kom daaruit. Ja. En dit is uniek.
net daarvoor. Dis 'n redelike eklektiese eintlike vermenging van 'n klomp goed. Ja. As ek die dinge so kyk. En 'n optrede by julle vir iemand wat nou nog nie, wat kan 'n mens, is dit 'n vreemde spul? Gaan julle te kere op die verhoog? Wat gaan daar aan? Nee man, ons is 'n radiostasie. Ons send uit. Enigiets is moontlik. Ons doen partykeer die weer en partykeer die nuus. Meestal net grappe, maar die radiostasie send uit. Ja. En ons baseer alles daarop. Lieflik. Ja. Is daar enige optredes wat Desember opkom vir julle? Ja, ons begin nou eintlik. Ek het gisterand by 'n plek Loop Café, ek dink in Potchefstroom gespeel. Ja. Lieflike plek. Ja, regtig. lieflik, baie Loopstraat. Ja. Ja. En ons is by die Railway Café buite Pretoria en ons is by Troyville Hotel Sondag. Lieflik. Op die dak, ja. Nou ek wil vir julle sê gaan kyk vir Radio Kalahari. Ek gaan luister en kyk na wat hulle dis 'n belewenis. En ek wil net vir julle sê ek het nou agterkom toe jy praat van akteur wees en net op daai gedagte het ek agtergekom Dawie sal definitief 'n skilpad kan wees want hy hou van dop. Hy hou van dop. Ja, kyk, en as hy voel skilpad is te veel vir hom, kan hy verander na akedus. Enigiets is moontlik. Enigiets is moontlik. Ian Roberts, is baie lekker met jou te gesels. My beurt om met Ian te gesels. Lekker om jou saam met jou te kuier, hoor. Ja. Heerlik om saam met jou te kuier. Draai jy nie sokkies nie? Nee man, die aanbiedster Charlene het nie sokkies nie. Okay, so moet my nie uitvat nie. Dis nie selle nie. Ja, nee, okay, ja, maar ek het dit laat vergeet, hoor. Ja, okay, ek sien. Ek het gehoor, jy's 'n ereboer. Jy het ereboerskap gekry. Ja. Ja, van twee groot akteurs van die verlede, Afrikaanse akteurs was groot. Limpie Basson en Jannie Guldenhuys. Op die sel van Dr. Convilliers op Overberge in 1980 het een kant toe gesit, die twee van hulle, en hulle sê, wie jy is maar Engels, nee, maar jy's niks Engels nie, jy's eintlik 'n boer. Jy's eintlik 'n boer, ja. Toe sê hulle so vir my dan. Nou is jy nou 'n ereboer. Nou is hy 'n ereboer. Jy het nou hierdie boek van jou geskrywe, hy's Engels en Afrikaans. Ja, hy's vertaal deur 'n man, Daniel Hugo, in Afrikaans, en ek het hom in Engels geskryf. En ek moes deur al sy skryfwerk gaan om te sien of het reg, en het was briljant. Hy het my laat 'n paar keer lag en 'n paar keer huil in Afrikaans, ja. Afrikaans gehuil? Ja, ja. Is 'n ander huil, ja. Vertel my, daar's 'n paar dinge in die boek wat ek nou van weet. Ja. Soos hy stap tog in die Cederberge, dis nou net voor die getrouheid, né? Was dit nou uit vrees gewees of wat? Ja, vrees, vertroue. Ek het nie geweet of ek op die ouderdom van 36 moet trou nie. Want die lewe was goed, man. Die lewe was goed as 'n enkelloper. En toe gaan ek in die Cederberge in met 'n ruksak en 'n klein gasstoofie en ek gaan vra vir die heelal om my te sê. En ja, ons het nie baie tyd nie, maar ek het geskrik daar op daai berg, hoor. Jy kan ook vergaan daar in die winter, want dit is baie koud. Hoe was dit in die En koud? ek kry twee skaapwagters, hulle pas my op. Twee kleerlingouens van een van daai nedersettings daar, en ons slaap in so 'n tent, en dan die volgende dag loop ek af na 'n riviertjie in die Cederberge, en ek sit daar en 'n arend kom. En nou ons nou net arende geskiet. Toe kom hier die groot arend en hy sweef so oor met dat ek sy sweef in sy vlerke in die wind kan hoor. Dan sit hy oorkant en op 'n rots so, op 'n wand, krans. En hy kyk my so uit. Toe sê ek gaan trou. So dis die groot voël se skuld. Sê voel. Sê voel. Ons maak 'n vinnige draai by die eystervoëls Flysafair hier. Ontbytsake word met trots gevlieg deur Flysafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Flysafair, vir die liefde van vlieg. Maar ek wil nog 'n bietjie oor jou boek gesels, né? Die Bobbejaan storie wat jou gebyt het. Ja. Jy wil die Bobbejaan soen, of wat wil jy doen? Nee, die Bobbejaan was in 'n movie. Die Bobbejaan moes aan my gekoppel raak as 'n akteur of 'n karakter, Kalahari, daai
daai bobbejaan. Ja, toe moes ek gewoond raak en die vrou was 'n Duitse vrou wat hierdie bobbejane in hierso naby Palleborba op 'n plaas groot geword het, gemaak het. Toe sê sy vir my, "Okay, I go invisible boon." Dis in 'n hok op 'n trailer wat ons gesleep het van daar af na 2 riviere in die Kalahari. Ja. Sy sê, "I go in, I make peace with the baboon, and then when I am getting peaceful, you come in and she make peace with you." Ja, ek gaan nou in, hy bobbejaan kyk my net een keer en hy gaps my op die been nog. Kwaa! Kyk, 'n bobbejaan is 'n ding, nee, hy's vinnig. En toe wil ek het slaan in selfverdediging. Sy sê, "Leave it, do not hit the baboon." En toe word ek vriende met die bobbejaan. Toe word jy die bobbejaan. 11 Mei, ja. Jou internasionale rol, jy het 'n hele klomp van internasionale rolle gespeel. Ek het met groot akteurs gewerk ook. Sidney Poitier, Patrick Swayze, Kim Basinger. Patrick Swayze? Ja, maar het jy 'n paar dansmoves gewees? Nee, hy was nou nie in 'n dance mood nie. Hy was in King Solomon's Mines. Ook weer. Toe speel hy die main ou. En ja, ek en hy het baie goed oor die weg gekom. Hy's 'n brawe man, maar regular ou, nee. Wat bedoel jy met 'n regular? Gewone. Regular ou, hy het nie te veel fifies en faffies nie. Hy's net so stryd. Fifies en faffies. Ja, dis my woord, okay. Dis jou woord. Ek hou van fifies en faffies. Ek het hom vandag ontwikkel. Ek wil 'n bietjie oor jou familie ook weet. Jou grootkinders, wat doen hulle? My grootkinders Kara is in Durban, sy's 'n aktrise. Sy het laas jaar 'n prys gewen as beste aktrise, Naledi prys. Sy's 'n groot karakter. Ek is baie lief vir my kinders. Daniel is hier so in Joburg nou, hy het teruggekom van die Kaap af. Hy sê hy verkies Johannesburg en hy verkoop huise. En my ander 2 kinders is 6 jaar oud. Hoe oud is hulle nou? Okay, Kara is hier by. Nee, die kleintjies nou. Die kleintjies is 6. 6. Dis 'n tweeling. Tweeling, ja. Jy het 'n tweeling, nee? Ek het 'n tweeling. Is hulle 2, is dit 2 dogtertjies of 2? Nee, is 'n seentjie en 'n dogtertjie. 'n pigeon pair, soos hulle sê. Ja. Dit is 'n ding wat ek dink jy gestuur is deur die heelal om 'n paar klappe deur die gesig te kry. Ja. Net so kwa. Jy het gedink dit was so, is nie so nie, dis so. Dit is soos jy soos die bobbejaan nou vriende met jou kinders gemaak. Nee, ons is vriende. Ja, ek is pappa en mense sê, "Hoe gaan dit met jou kleinkinders as ons in 'n winkel inkom?" Het jy dit ook al gekry? Ja. Op jou klein sê, "Wat, hoe gaan dit met oupa?" Ja, oupa, ja. Nee, want dit is fascinerend, regtig. Partykeer lag ek vir hulle so baie. Dat ek loop in die straat af in Leidenburg en gaan ek na Pick n Pay toe, dan lag ek nog steeds soos ek loop met die sypaadjie af, dan kyk die mense vir my so asof jy gek is. Jy weet daai ding. As so, oh shame, you know. Hy's die lekker in sy kop hierdie. jy lag. Let's ek het heerlik saam mee gekuier, maar ons is nog nie klaar met jou nie, hoor. Ja. Ek moet vir jou sê jy lyk mens soos 'n boer. Ek's op die pad, ja. Ja, jy het nie sleg gedoen nie. Dankie. Jy het jou rol mooi vol gestaan as 'n ereboer. Dankie.